Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, my naam is Sonja Gerber. Ons kuier weer rondom God se woord en is vir my so lekker om God se woord te bedien en net te sê wat sê God se woord vir ons. Vandag gaan ons bietjie gesels, God is 'n hulp in benoudheid. Was jy al benoud? Was jy al so bekommerd oor iets wat gaan gebeur? Jy het nie geweet waar gaan jou hulp vandaan kom nie. Die lewe kan soms so oorweldigend raak. Probleme doem op, vrese en uitdagings kom oor ons pad. Verantwoordelikhede is 'n bron van vreugde, maar dit rus ons ook swaar op ons as ouers se skouers. Gelukkig wys God vir ons as gelowiges presies wat ons moet doen. Ons weet nie wat die psalmdigter hier in Psalm 46 regtig deurgemaak het toe hy hierdie psalm geskryf het nie, of watter ramp die kinders van Israel die hoof moes bied nie. Tog was hulle eerste woorde gewees: God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef en daarom sal ons nie vrees nie. Let daarop dat vrees 'n doelbewuste keuse ook is. Vrees help niks nie, maar God kan ons altyd help. Psalm 46 het 'n kragtige waarheid vir die Israeliete opgesom. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. Na hierdie belydenis teenoor God het die psalmdigter se bevestiging van sy vertroue in hom, het aanbidders die beste denkbare versekering ontvang. God se stem sê: laat staan en weet dat ek God is. Nou, ons is hier by die see, en wanneer ek so oor hierdie groot waters kyk, en ek sien die krag van die branders, nou ons het nou die dag saam vriende hulle dogtertjie se verjaarsdag gevier, en sy so bietjie omgegooi daar deur die golwe. En ek besef net weer eens, die almag van God, hoe groot is God, sy krag vir my word weerspieël in die see. Want hoeveel krag is daar in die see? Ons is nie bestand in die see nie. Ja, ons kan miskien ingaan, 'n bietjie gaan swem, maar as die see vir jou al hoe dieper intrek en al hoe dieper intrek, het jy naderhand iemand nodig om jou te kom uithaal daar. Maar kom ons lees wat sê die psalmdigter hier in Psalm 46. God is 'n toevlug vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid, Sela. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef en die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons, Sela. Kom, aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Dis God self wat hier praat. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons, Sela. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is ons rots, U is ons vesting. Here, waarheen anders sal ons kan vlug as net in U oop arms. Here, ons weet dat U beskerm. Ons weet dat U red. Ons weet dat U ons veilig laat woon, Here. Psalm 4 vers 9 sê: Here, laat ek spoedig aan die slaap raak, Here, want ek weet U waak oor my. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Here, wie is daar soos U? En wie kan ons beskerm, Here? Net U beskerm. Ons wil U net loof en prys en eer. Halleluja. Amen en amen.